Hallo, vandag is dit my voorreg om jou te groet en dankie dat jy saam luister. Word vir 'n oomblik rustig, asof jy die meubels van jou hart regskuif om regtig na hierdie boodskap te luister. Haal lekker diep asem. Kyk of jy jou asem kan volg, soos dit ingaan en weer uitgaan, amper soos 'n sirkelbeweging wat voltooi word. Ons vier die laaste tyd Pinkster, 'n tyd waarin ons onthou hoe die Heilige Gees uitgestort is, nie net om ons te troos of te lei nie, maar om ons lewendig te maak, vol vuur, vol waarheid, vol teenwoordigheid. Maar al woon God se Gees binne in ons, gaan ons nog steeds partymal lewenslank en ander kere net soms teen God se wil. En hoe waar is dit dat wanneer ons 'n geliefde verloor of self die dood in die oë staar, in daardie oomblik, dat ons dan eers wakker skrik. Hierdie week reis ons saam deur Bronnie Ware wat geskryf het oor die 5 dinge waaroor mense berou het wanneer hulle sterf. Bronnie het haar lewe lank in palliatiewe sorg gewerk, juist daar waar sy mense gereeld sien sterf het. Nou vandag kyk ons na die eerste berou waaroor Bronnie Ware skryf, en dit is dat ons wens ons meer eg en getrou aan onsself was, eerder as om die lewe te geleef het wat ander van ons verwag het. Nou het jy al ooit jouself hoor sê, ek weet nie meer wie ek is nie, of dalk eerder, ek wens ek kon net wees wie ek regtig is, sonder om altyd te probeer om in te pas. Dit voel soms of ons lewe 'n rolprent is, waar ons almal besig is om een of ander toneelrol te speel. Ek is 'n ouer, 'n werknemer, 'n werkgewer, 'n vriend, 'n kerkraadslid, 'n kind. Ek is mooi, slim, sportief, kultuursterk, deftig, ek trek mooi aan, te min, te veel, en die lys gaan aan. Maar iewers tussen al hierdie rolle gebeur daar iets ontstellends. Jy verloor jouself stelselmatig, stukkie vir stukkie. Ons leef in 'n wêreld waar daar ongelooflik baie druk is om reg te wees. Jy moet reg praat, reg lyk, reg glo, reg optree. Jy moet presteer, jy moet aantoon dat jy weet wat jy doen. Jou kind moet die beste sportstel hê, op die fancyste sportstoere gaan. Jy mag nie te emosioneel wees nie, maar jy mag ook nie koud wees nie. Jy moet professioneel wees, maar tog ook vriendelik. Jy moet net perfek wees. And we are set up for failure. En die ergste is, hierdie is nie wat vir ons vrede bring nie. Hierdie is nie wat ons gelukkig maak nie. Inteendeel, dit maak ons siels ongelukkig, soveel so, dat ons op ons doodsbed 'n berou het oor hierdie lewens wat ons kies om te lewe, hierdie valse lewens. Nou, Jesus het nooit mense geroep om perfekte weergawe van hulle self te wees nie. Hy het hulle geroep om eg te wees. Die uitnodiging van Jesus was nooit, kom word soos die Fariseërs nie. Nee, hy het hulle uitgedaag, kom volg my, kom verloor jou naam in my, in liefde, in eerlikheid, in identiteit. Jesus het nooit perfekte mense geroep om hom te volg nie, juist die imperfektes, die sondaars, om sy disippels te wees. En tog nooi hy hulle om die wêreld te verander. Jesus wys vir ons hoe om mens te wees, volkome en onbeskaamd. In Johannes 8 sien ons hoe hy 'n vrou beskerm wat op heterdaad betrap is. Die godsdienstiges wou haar stenig, haar doodmaak. En Jesus sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En toe het almal omgedraai en geloop. En toe sê Jesus vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Wat 'n voorbeeld van hoe God ons in ons rou menswees ontvang, sonder skaamte, sonder verwerping.
Die sielkundiges wys uit hoe ons liggame gewoond raak daaraan om ons egtheid weg te steek. Dit word 'n normale setting in ons menswees. Jy begin fyn dophou wie jy moet wees om aanvaar te word. Nou die Gees kom juis om daardie liggaamsgeheue sagkens te begin herskryf, deur aanvaarding, teenwoordigheid en liefde. Dalk is dit weer tyd om ons waarde te besef en 'n lewe van vulnerability te kies, van rouheid en eg te wees aan onsself, soos Brené Brown dit skryf. Sy sê dit is 'n daaglikse disipelproses, 'n keuse wat ons maak om hierdie lewenspad saam met Jesus te stap. Om autentiek te wees beteken nie jy sê alles wat in jou gedagtes opkom en wat jy dink nie, maar dit beteken jy leef nie meer uit vrees nie. Is om vry te raak van daardie stemmetjie wat sê, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie. Pinkster beteken dat ons nie alleen hoef te wees in hierdie soektog na egtheid nie. Die Gees is die fluistering in jou siel wat sê, jy mag wees wie jy is. En meer as dit, jy is nie klaar geskryf nie, ek is besig om jou storie te herskryf, bladsy vir bladsy, met genade. En wanneer ons toelaat dat die Gees ons lei, gebeur daar iets ongeloofliks. Ons begin die wêreld te beleef as 'n plek waar ons nie net moet oorleef nie, maar voluit kan leef. Jy sal ontdek hoe mooi God die wêreld geskep het en dat daar soveel waarde en betekenis in elke oomblik van tyd is. Jy hoef nie meer die mense rondom jou gelukkig te hou tot op die punt van selfverlies nie. Jy hoef nie altyd die sterk een te wees nie, jy hoef nie die slimste, die mooiste of die ordentlikste in die kamer te wees nie. Jy moet net jy wees en God sal die res doen. So vra jouself vandag hierdie vraag. Is ek besig om 'n rol te speel? Is ek eg aan myself? Gaan skryf in 'n joernaal. Hierdie woorde, begin met hierdie woorde. As ek vandag net myself mag wees, en dan wat? Deel iets kleins en eerliks met iemand naby aan jou. Dis nie altyd die groot onthullings wat verandering bring nie. Dis daardie een sin wat jy tog waag om te sê, of sê hardop vir jouself, ek is geliefd, ek is genoeg, ek is God se kind, net soos ek nou is. Getrou wees aan jouself, vra moed, maar dis 'n moed wat die Gees bring, dis soos om asem te haal, jy moet net oop wees, bewus wees en bereid wees. Berou is soos 'n groot las, wat ons saam met ons dra. Wat, as jy vandag dit afskud, en jou unieke stem kan ontdek? Kom ons bid saam. Heilige Gees, ek erken dat ek soms myself verloor en alles wat ek moet wees verander. Ek raak moeg vir al die maskers en rolle. Ek verlang daarna om net weer myself te wees, die mens wat U gemaak het, sonder pretensie of vrees. Kom wys my vandag dat ek veilig is in U liefde. Kom help my om my waarheid te praat, my drome te onthou en my hart te vertrou. Leer my om nie my lewe te bou op wat ander dink nie, maar op die identiteit wat ek in Christus ontvang het. Ek wil U stem hoor, bo al die ander. Dankie dat U my in diepte ken en steeds liefhet. Amen.